Kyk, maar dan is die teenstanders en ek nog frames nie inleidende span. Ek wil ook net nog sê, julle tydhouer vanaand sit aan julle regterkant nie voor, sy het vir julle die spaartjies vat. Marnie, sodat julle kan sien. Almal sien van die af. Niet maar lang met julle tydhouer sien. Kyk, wonderlik. So, julle onderwerp vir vandag, as ek die werk dat ek kry. Is julle reg? Is julle angstig? Okay, julle onderwerp vir vandag, vir die junior finaal, is tuisonderrig is 'n beter opsie as openbare en private skole. So die inleidende span, wat frames mee is, tuisonderrig is 'n beter opsie as openbare en private skole. En die kommandant wat opneerende span is, tuisonderrig is nie 'n beter opsie as openbare en private skole nie. Jy het 5 minute voorberei besluit. Julle het 2 minute oor.
Julle het 'n minuut voorbereidingstyd oor. Okay, baie dankie. Julle 5 minute voorbereidingstyd is verby en ons gee dan die eerste spreker van die inleidende span vir ons. Geagte voorsitter, beoordelaars, dames en here, mede-debatteerders en tydgenote. Ons as Frankstein se junior span glo vas dat tuisonderrig beter is as openbare en privaat skole. Ek as Denise Otto gaan praat oor hoe dit jou tydbestuur kan verbeter. Ons tweede spreker, Jan Huisstein, gaan vir ons sê hoe dit die leerders bevoordeel deur hulle leer selfstandig te maak. Ons derde spreker, Francois Smith, gaan vir ons praat oor hoe dit die verhouding tussen ons en ons ouers kan verbeter. Dames en here, vandag leef ons in 'n nuwe wêreld wat staat maak op tegnologie vir alle alledaagse dinge. Dames en here, ek sal nou vir 'n mikrofoon. Ek dink dit maak dit vir ons baie duidelik dat ons staat kan maak op 'n rekenaar en die internet vir ons onderrig. Deur self verantwoordelik te wees vir jou werk, leer jy oor tydbestuur aan. As jy doldag alleen voor jou rekenaar sit en dan werk met die onderwyser op die skerm, sal jy leer hoe om jou huiswerk op goeie tye te doen en dit jouself baie meer selfstandig te maak. Jy sal ook leer hoe om op die regte tye die regte werk te doen en die regte hoeveelheid rus te kry wat jy benodig. Dames en here, dit is steeds hoekom ons glo dat tuisonderrig beter as openbare en privaat skole is. Dankie. Baie dankie. Ons gee dan geleentheid vir die eerste spreker van die opponerende span om ons te Goeienaand, ek is Amanda van die opponerende span. En ek en my spanmaat glo vas dat tuisonderrig is nie beter nie. Ek organiseer my debatskool. Ek gaan eers my en my spanmaat se argumente aan u voorstel. Dan gaan ek reageer op wat my opponent gesê het en dan gaan ek my argument aan u verduidelik. Opponent. En ek en my gaan aan u verduidelik dat ons sosiale vaardighede benodig om eendag te werk. Karla gaan u verduidelik dat baie kinders nie kan selfstudie nie en nie tog 'n opgeleide persoon nodig het. En Monia gaan u verduidelik dat baie kinders nie dissipline het nie en dit by skole kry. Opponent. Hoe verwag jy dat jy moet sosialiseer as 'n heeldag binne 'n rekenaarskerk vaskyk? My argument. Voorsitter, opponente, dames en here, verbeel jouself dat jy in die huis sit met niemand om mee te praat nie. Tieners moet van sosialiseer. Hulle moet leer hoe om met mense te werk. As ons nie sosiale vaardighede aanleer nie, hoe moet ons verwag dat die jeug van Suid-Afrika enig bewerk met mense? Wat van dokters? Hulle gaan nie kan nie. En daarom glo ek en my spanmaat vas dat tuisonderrig nie noodsaaklik is nie. Dankie.
Baie dankie, ons gee dan geleentheid vir die tweede spreker van die inleidende span, Matius Brandweer. Voorzitter, dames en heren, my mede-debatteurs, spanmaat en tydleiders. My argument is dat tuisonderrig byvoorbeeld is nie gelyk aan openbare en private onderrig nie. My naam is Janay Stein en ek is die tweede spreker van die Oos-Vryheids se eerste juniorspan. Ek gaan my argument begin deur te sê, selfstandigheid is baie belangrik in die samelewing. Selfs en nog 'n punt wat baie belangrik is vir die samelewing is selfverantwoordelikheid. Kom ons kyk wat probleem hier gestel. As jy self by die huis is en jy met self druk op jouself plaas om daai aan te lewer, dit sal jy ook byvoorbeeld in die toekoms. My tweede punt is een-on-een tyd by die onderwyser. As jy in 'n private onderrig of in 'n openbare skool is daar 30 kinders in klas. Ons almal kan saamstem met die feit dat die onderwysers nie altyd tyd kry vir al daai kinders nie. So een-on-een tyd is definitief beter. My volgende punt is, daar is net minder druk. As jy in 'n openbare of 'n private onderrigskool is daar altyd mense waarna jy kan kompeteer. Mense wat byvoorbeeld 'n akademie oefen is wat goed doen en jy moet met hulle kompeteer. Daar is baie druk daarop. Maar as jy private skool het en jy het tuisonderrig, is daar nie daai druk nie. Ek kan nog iets bywas deur te sê, 'n bron, byvoorbeeld Nuus24 waar ek baie inligting gekry het, is daar 'n artikel wat verduidelik kinders met byvoorbeeld konsentrasieprobleme soos ADHD vind baie meer waarde by tuisonderrig. Baie dankie, ons gee dan kans vir die tweede spreker van die opponerende span van Matius Brandweer. Voorzitter, opponente, dames en heren, tuisonderrig is nie 'n beter opsie as openbare private onderrig nie. My span Anna het aan julle verduidelik dat tuisonderrig nie gaan werk as ons op die sosiale aspekte. Ek kan julle verduidelik dat jy opgeleide persoon benodig om die nodige kennis te kry. En my span gaan laastens aan julle verduidelik dat kinders nie aldag die dissipline het om tuisonderrig te kan voltooi nie. Wel, kom ek begin te sê. Ek was hierdie week maandag en dinsdag afwesig. En ek het 2 rassistiese gemis. Dit klink nie baie, maar toe ek donderdag in daai klaskamer instap, het ek nie geweet waar ek moet gaan nie. My juffrou moes ons net 'n halfuur hanteer om vir my te verduidelik hoe die wiskunde werk. As jy tuisonderrig het, jy nie altyd daardie persoon of wie jy dan verduidelik wat die werk behels nie. Dink aan lockdown, toe ons almal by die huis moes tuisonderrig oefen. Ons almal het nie altyd die werk verstaan en daar was nie iemand vir ons om dit te verduidelik nie. Ons almal het teruggegaan skool toe. En tuisonderrig gebruik van tegnologie. Meisies is as in 'n hoërskool waar jy van 'n tablet af versteer. Sit elke dag by die huis gekom en goed laat, hoog beseer, beseer. Dit is nie goed vir kinders wat se brein en liggaam nog besig is om te ontwikkel om wilde in 'n skermkas te kry. Onderwysers het ervaring en hulle bied vir ons hulp. Daarom het ons openbare en private onderrig nodig om die kennis te kry wat ons enig vir ons loopbaan nodig het. Baie dankie, ons gee dan kans vir die derde spreker van die inleidende span. Geachte voorzitters, opponenten, toeskouwers en medespanleden.
Ek gaan vandag my vriend verdedig dat die onderwysstelsel juis moet tuisonderrig verkies. Ek stel myself voor as Fransjo Smit en hierdie is my punte. Ek voel dat as in sy gemeenskap gaan, dan gaan dit jou verhouding tussen die ouers verbeter. Het gaan verbeter die feit dat jy beter ken en jy gaan weer ken van hoe tegniek gebruik. Ek wil ook oor die punt aansluit wat vir gemaak het, dat ons op die tegnologie vaskyk, maar dit is ongelukkig ons future. Ek het 'n artikel byvoorbeeld gelees dat 80% van werke op die tegniek gebaseerd word teen 2025. As jy nie nou al die tuisonderrig gaan bekend raak van tegniek nie, waar gaan jy dan? As jy jouself wil dat die skool vir jou gaan verdien, dit is nie reg nie. Dit gaan duisende rande kost en dat skiller nie van die krag hê om van die nie. Daarom is te sê, dit gaan minder druk is op die kinders, want as jy by die huis is en jy mis dalk terug van skool, jy gaan nie terug van skool maar sien, jy gaan by die huis wees. Al is jy sê, jy gaan ons by huishouding inlaat. Maar ek wil net sê, ja, met spreekend is te sê dat discipline gaan nie toegepast word by skole nie. Ek voel juist dat het toegepast gaan word by die ouderhuis en dus het sal dien. En al is jou man die wel jou onderwijzer nie, sy is my sister kan sê, wil jy so, dus jy recht in jou community, jy moet anders gepraat met jou. Geachte voorzitters, hulpe, beoordelaars en opponenten. Dit was wat punte en ek hoop nie verder te sien. Baie dankie. Hier aan die geleentheid vir die derde spreker van die opneeming van die gesproke lewer. Daar is spesifiek nog van die mikrofoon net so druk word. Waar daar 'n wil is daar 'n weg. Voorsitter, opnuutlede dames en here. Ons opnuutlede het u vandag probeer oortuig dat tuiskool die antwoord gaan wees. Maar ek en my spanmaat glo vas dat tuiskool nie die antwoord is. Aan my het u vandag oortuig dat kinders se sosiale vaardighede sal agtergaan. Karla het vandag oortuig dat kinders nie algemeen konsepte kan verstaan sonder opleiding van onderwysers. En ek gaan nie oortuig dat kinders nie dieselfde dissipline het om hulle skoolwerk by huis te voltooi nie. Ek weet nie van julle nie, maar as ek dink aan tuiskool, dink ek nie aan lekker alleen sessielisse nie. Ek dink aan lekker voor die TV lê, Netflix kyk en lees. Kinders het nie dieselfde dissipline om hulle skoolwerk en tuiswerk te doen nie, en hulle gaan ook nie dit alleen kan doen nie. Selfdissipline en fokus in openbare en privaat skole is 'n daaglikse uitdaging. En daarom kan ons presies die tuiskool die antwoord op oplossing gaan wees. Opponente, ek raak julle in die gedagte en die gesig. Weet jy wat daar is, beteken nie, want te weg wees. Dank. Baie dankie. Stil die kruisbehoor. Waar die opleidingsspan eerste die vrou die inleidingsspan 'n vraag te vra. Dis nie vir my net in die mikrofone in. Opponent, jy het gesê die taal is verantwoordelikheid van die leerders gaan leer. Dan gaan leer hoe verantwoordelik by die huis en skoolwerk te werk. Maar in alledaagse skool het ons nog steeds nie baie verantwoordelikhede. Jy het jou take, jou huiswerk, jy moet leer vir jou toetse. Kan jy asseblief my uitleg? Spreker, ek weet het gesê. En wat ek daarmee bedoel is, spreker, ek word genoem dat die leerders nie die vaardighede het nie. So ek sê dat die leerders onthou die vaardighede van selfbeheersing sal aanleer, wat hulle eendag kan gebruik in die werkplek. En dit word dan voltooi by die huis. By die skool is daar onderwysers wat jou aanmoedig om jou werk te doen, maar by die huis word vaardighede aangeleer om dit self te doen. Wie by die huis gaan jou heeldag dit aanleer as jy anders werk te doen? Soos kan jy nog uitmaak? Baie tuisonderrig het so klasse met onderwysers en in die werkgewees nie sal onderwysers steeds die normale is hoe jou ouers kontak en jou ouers sal vir jou sê dat jy dit moet doen. Opponent, jy het gesê dat onderwysers op Zoom of online klasse gaan bied. Gaan dit soos
alleen vir elke leerder wees. Van hoe moet 'n onderwyser tyd maak vir plus-minus 30 leerders en seker maak dat daai kinders die werk verstaan in 'n dag. Dit kan nie skool 'n groepsklas wees waar elke al die leerders dan vrae kan vra wat ander leerders dan ook moontlik het en onderwyser dan sit nie almal klaar. Ons moet hier gaan na volgende vraag doen. Julle het in julle toesprake gesê dat tuiskoolonderwys kan help om die verhouding tussen ouer en kind te verbeter. Maar wat vind ouers van werk? Hoe gaan daai verhouding verbeter? Dit was by skool dan kom jou ouers jou laat optel so 6:00 die middag, maar dan is hulle al die wys waar jy is te wees. Ek voel as jy jou ma of pa kan sien tot 8:00 die oggend en dan ry jy werk toe en dan weer om vroeg kan sien, dit gaan jou verhouding beter. En steeds van in plaas van die komplek dat hulle met ry en skool toe jy optel, dit word fyn. Ook net ek kan nog steeds nie sien daai ekstra halfuur so my ouers hulle verhouding kan verbeter nie. Dit gaan ook niks. Dit gaan weer nie effek hê op jou skoolstudies. Spesifiek, dit is 'n ekstra halfuur van geselskap, die tyd wat jy met jou ouers kan spandeer, die tyd wat hulle net saam kan spandeer en hulle meedingte met mekaar kan bedeel. En dis 'n kwaliteit wat jy dan met jou ouers kan spandeer en dis dan op jou verhouding nie wat jy weet nie. Maar ook nie in die skool op openbaar skool jy pauses en jy sien jou maats. Dis jy leer baie meer sosiale vaardighede aan as wat jy nou 30 minute van jou ouers kan leer. Spesifiek het die ouers kan verbeter. Die verhouding Die verhouding met die ouers kan verbeter. Ek sê dit presies waar maar ouders kan Skies opneem. Jy het gesê dat in die oggende as ouers eers as jy werk van 8:00 met jou ouers. Waarvan die ouers wat al soos 5:00 die oggend moet raai van werk. Die ouers wat vroeg van werk en die laathuis te kom. My pa gewerk 7:00 en die kom eers 6:00 by die huis en is genoeg. Hoe moet hy met my tegnologie? As ek dan keer 7 aan by jou huis aankom, is dit steeds daar die ekstra uur om met my ouers te spandeer. Maar gaan ek vir jou antwoord? Ag, skus ek net nog iemand sê. As jy wag vir jou ouers om jou op te voed, dan dink ek en my span sal ons steeds beter om skool toe te gaan. Van daar kry jy 8 ure se opvoeding waar jy nie as jy by die huis is, wag vir jou ouers om jou op te voed. Voor je dokter die ons sê nie dis ons sê nie dat ons ouers ons gaan opvoed nie. Ons sê dat ons aan online klasse terwyl ons ouers by die werk is ons gaan opvoed. Dis kwaliteit tyd wat ons ouers kan spandeer. En op 'n net dit sê dat wel die ouers by die werk is. Ek het nog vra oor die verantwoordelikheid van ons is eerlik, ons jeug het nie baie verantwoordelikheid nie. So jy het net gesê die ouers gaan by die werk wees by die skool doen. Hoe wil jy dan die ouers aan die verantwoordelikheid op die kinders toepas? Is die leerders kan die vaardighede hulle onderwys in blik gebruik en te dwing om die vaardighede te leer en hierdie vaardighede word gebruik in die werk. Soos my medespreker Therese gesê het, ons kan aangeweer. Spreker 2, ek het 'n vraag vir jou. Jy het genoem dat jou suster vir ure op haar tablet kan wees, dan kan sy klipseer kry en kan haar oog verslaan. My antwoord vir jou is daar is wel 'n oplossing. Jy kan 'n baie swak draad kry en daar is baie studies agter dit aan wat bewys dat dit effektief is en ek het self ervaring gehad en dit werk gaan. Maar dan die kinders wat dit nie kan bekostig nie. Hoe gaan almal tuisonderwys bekostig? Ja. Ek wil net gou my span aansluit. As dit is een van tuiskool is eintlik so 'n probleem jy dan spesiale skerms nodig. Kom stel dit 'n probleem uit en kom gaan ons nie net na openbare en private skool. Ons gewone aanhake en antwoord nog niemand weet. Ook net, dis eintlik wat ek punt naby ek bespreek het, ek het gepraat van die mense, maar daar is ook 'n ander oplossing. Ek weet deesdae plekke soos Specsavers en Kids Right for Sight, waar hulle kan die plek self aan betaal vir die kinders en mense, en soos by opleiding by dit is spaarste wat moeilik is, en dan is hy wel op wat in daai pak.
jammer om net my suster is as ek het net laat gaan matrikuleer. Maar ja, sy was in skool waar ek dat as het en sy moes aan matrikuleer. Sy het skool gestaan van dit opkom. Sy het sy kon nie reg geleer en op skool waar ek het kon dit gelaat. Spies ons wil net sê dat ons tyd net in dat jy moet net tegniek gebruik vir. Ons het boeke gebruik en goeders. En ook kos dit my dink vir sorry, ek gaan net dit vra. Maar daar is metodes op jou foon wat jy kan aansit met 'n skerm. Dit kos niks. Kan jy so kom? Baie dankie julle. Ons gaan nou tyd gee vir vrae van die gehoor af. En ek het iemand gevra. Dit was net nie juist in 'n publiek of privaatskool waar ek gedoen het en nie aanlyn nie. So dit is juist stap van publieke skool. Dit was 'n privaatskool, maar ek verstaan wat jy bedoel nie, want in 'n tuisonderrig julle span het praat dat jy baie tegnologie gebruik en ons gaan tegnologie gebruik in blootstelling en nie gewoond raak om aan tegnologie te werk. Maar dit was net privaatskool, maar in tuisonderrig gaan dit net soveel meer wees. En vandag se dae met die luxury. Hoe gaan julle tuisonderrig online aangaan? Almal het nie rekenaars. Die dag gaan ons hier te laat gaan. Tanya, soos ek weet, is dit dan nie online nie, want jy kan ook handboeke en pen en papier gryp en jy kan steeds jou opvoeding voltooi. En jy vind dit en dan altyd tabletjies by jou hê. En as jy vra met jou onderwyser, kan jy altyd net naluister as jy vergadering doen. Verstaan dit maar net nou nie op terug. Maar jy moet nou wag tot lunch verby is. En as jy dan klaar uitvaar. Jy kan soek en dan help jy vas, jy kan verstaan, is nie wat jy doen. So as jy dan wag, lunch jy aan is, en jy vra duidelik maar. So uur moet jy in die tyd. Ons verloor dit was hier in skool juist van ons projektors gebruik met die load shedding. So die oplossing gaan ons dieselfde bly. En ek voel ook dat die handboeke as ons dit self gaan doen, dit gaan leer om meer verantwoordelik te wees van die onderwyser gaan verwag waar hy sou klaar is. Baie van die spanne hierso, julle was op skool tydens 2020, as ek weet. So julle het online klas gehad. Kan julle baie van die spanne met die uitbrei van hoe dit vir jou was om by die huis te sit in 'n klas te probeer wat julle waarskynlik nie het en julle waarskynlik geslaag. Okay. Ek self vind as ek met ADHD en baie mense ken, dit my baie beter wat help om my juffrou op Zoom call te sien. Van haar sy het meer kans gehad met my te duidelik as in 'n klas. Vir kinders geet daar's afgekeer duidelik vir jou. Okay, so jy het one-on-one klas. Nee, ons moes net terug kinders gehad, maar sy kon hulle mute van self af wat baie gehelp het. Van soos ek sê, daar's minder geraas gewees en ek kon meer konsentreer op my werk. Vir ons was tuiskool tydens die sendeltyd waar ek onmiddellik aanpassing, wat ons het nie Zoom of van klasse gehad nie. Jou werk is vir jou kos gestuur, jy moes dit in en self uitfigure. So dit was ons moeilik aan aanpassing en ons akademie het verseker gedoen. So dis hoe ons nie brood tuiskool is. Nou, ek wacht op
Kom baie en anders vra van so en dan weet jy is daar juniors en om te gaan voordat jy dit leer. Maar meeste universiteite, wel nie meeste nie, daar's baie wat nou online is. Byvoorbeeld Akademia. Ek is self 'n Akademia student, ek is 'n na-universiteit student. En dit is waar jou klasse, alles is online. Jy het 4 uur in klas afgehaal. En jy kan nie 'n vraag vra nie. Jy kan nie jou kamera of jou mikrofoon aansit nie. As jy 'n vraag het, moet jy dit. Is dit 'n voordeel vir onderrig? 'n Online sukkelplatform of is dit nie eintlik dan weer dat iemand in persoon baie kan staan dat jy 'n probleem het? Jy weer daai want dan universiteit is nie daar van 300. Jy kan nie vir Fransis. Persoonlik is my suster ook nou op universiteit en sy was tydens die Vriendentydperk en sy het ook online klasse gehad en sy kon na huis toe gekom het want sy het gestudeer wat ek gestudeer. Sy kon na huis toe gekom het en haar daar baie meer produktief gebruik het want sy hoef nie vir die 4 ure in 'n klas te gaan sit het nie. En sy kan steeds nie vir die professor nou dat die klas weer normaal is, kan sy steeds nie privaat by die professor toe gaan en vra vir hulp nie. Sy moet steeds hom 'n e-pos stuur en hom vra om hulp. So ons voel dat jy eintlik baie meer produktief kan wees wanneer jy tuisleerding ontvang. Ons span gestel dat dit is beter om in persoon, want 'n persoon kan jy verduidelik. Jy 'n mens het nodig om sosiale aanraking met 'n persoon. Want as jy net 'n vraag moet kry en daar is en hulle stuur 'n klomp goeie, jy is nie steeds seker wat daar aangaan nie. Wat gaan jy dan doen? Jy benodig 'n persoon om jou te verduidelik. Sorry, mag ek daarby lag? En ons lag maar. Okay, ek wil net nog bylas. Dis nou nie om te stry en my punte verdedig nie. Maar daar is ook bronne as ons nou nie een-aan-een kan vra met onderwysers en daar is ook ander bronne wat by baie skole beskikbaar is, byvoorbeeld Volkswagen, waar daar mense is wat in wie stap vir stap verduidelik en dis nog steeds dan kan jy nog steeds soos almoes my vra. Mag ek sê? Maar ek kan soos toch was dat Petra en nie allemaal het die finansies om tot internet te gaan pay of tot so baie dag te al die universiteit net om ons skoolwerk